Hierdie is al reeds Vrydag aand, die 13de September by die Witkrys Monument opgeneem. En ek het in my huis toe gebring om hier so te kom redigeer. As die plaasmoorde bord vir jou bietjie uit fokus lyk, dit is doelbewus so gedoen, want ons is uit fokus uit. Ons fokus beteken ook op verkeerde dinge. Ons vergeet waarop ons moet fokus. Hierdie is my gedagtes vir verlede Vrydag aand. Luister gerus. Dis Vrydag 13 September en ek wil hierdie gesig met jou deel daar buitekant. Om hierdie kruise in die nag te sien, ek het voorheen daarvan gehoor, beleef dit vanaand en ek wil dit graag met julle deel. Jou daar buitekant, dat jy miskien 'n oomblik kan net stil raak en besef die gesig van hierdie kruise in die nag. Maar dis nie hoekom ek vanaand hier so is nie. Dis nie omdat ek sê kyk hoe pragtig is dit hier in die lig van die spreiligte wat ons hier op het vanaand nie. Ek wil hê julle moet besef wat die erns is van plaasaanvalle in Suid-Afrika. En voor ek probeer die erns van plaasaanvalle by julle tuis bring, wil ek vir julle sê, jy kan daarso op sosiale media, kan jy skree en kerm, en jy sê, gaan die staat nie iets daaromtrent doen nie, wat van die regering, wie gaan ingryp, en jy kan vloek en skree, en om te vloek en te skree is dieselfde as wat jy agter 'n taxi staan in die straat, in die stad, en hy laai sy passasiers op en af op sy eie tyd, en hy is nie gepla oor jou wat jou kar se toeter aanhoudend sit in blaas nie. Weet jy wie werk jy op? Jouself. Ek wil nie vanaand vir jou, nee, ek wil eintlik wil ek vir jou sê, jy skree verniet. Hierdie goed gaan nie ophou nie. Met die kruise stap het hulle by Moordrif gestop. Ek het gevra asseblief stop daar. Dit is nodig. En ek het nie die datums gaan navors nie. Al wat ek vir jou sê, dit is omtrent 150 meer as 150 jaar terug, ook in September, hierdie tyd van die jaar. Maar daardie families daarso vermoor is. En ek gaan vir jou 'n paar skermskote wys van die grafstene van daardie mense. En dan kan jy die datum ook sien. En ek sal die datum dan ook daar uitlig. Ek sal vir julle vertel wat die datum is. Ek sal self daar gaan kyk, want uit my face uit kan ek dit nie vir julle sê nie. Dalk is dit swak vir my, dalk sê jy vanaand vir my, maar hoe kan jy hierdie video bring en jy wil vir ons kom feite gee? My fokus is nie Moordrif nie. Waar Moordrif se belangrikheid inkom. Kyk na wat daar gebeur het. Nou as jy op elke foto opgelet het, dan sal jy sien wat met daardie mense by Moordrif gebeur het.
En waar ek dit bring by plaasaanvalle in Suid-Afrika is eerste plek die brutaliteit. In die tweede plek is dit omdat teen die volk van God is. Mense word op plase met crowbars aangeval. Mense se kele word afgesny. Mense word geslaan dat hulle in die hospitaal is met hamers. Mense word geskiet. Mense word gekap met pangas. En as ek vir jou sê pangas of mense, dan gebruik ek kollektief. En jy kan gaan soek tussen hierdie kruise. Jy gaan 'n kruis daar so kry van 'n 2-jarige dogtertjie, Wilmien Potgieter. Daai kruis is hierso. Die aanval is nie net teen groot mense nie, of teen volwassenes nie. Kinders kry ook seer. Dit breek mense harte. Want niemand, maar niemand se lewe is vir jou aanvaller kosbaar nie. Niemand sal gespaar word nie. Dan kan jy terugblaai, weer gaan kyk na die foto's van moorddrif. Suigeling, kleuter, dan die groot mense, die volwassenes, is by die naam genoem. Blaai terug na die foto's, gaan kyk daarso. En as jy so ver teruggaan, dan kom ek nou weer waar ek begin het net. Dan sê ek vir jou, hierdie goed gaan nie end kry nie. En ons kan skree en kerm op sosiale media en met oplossings kom. Maar daardie oplossings is nie op sosiale media nie. Die oplossing is nie in die parlement nie. Die oplossing is nie in hierdie wêreld nie. Ons gebruik 'n wit staal kruis wat in die grond ingeslaan word, hierdie harde klipperige grond. Dis harde werk, mense. Om daardie kruis, hierdie kruise wat hier ingeslaan is met moeite ingeslaan, met sweet, met verdriet, met desperaatheid, en woede. Is elkeen van hierdie kruise ingeslaan. En die oplossing lê ook nie daarin nie. Al wat dit bring is 'n afsluiting vir die familie. Dis al wat dit bring. Die oplossing. En as ek jou na Habakuk toe vat, wat Habakuk gesê het, hoe lank nog, Here? Wat die psalmis gesê het, in Psalm ek dink dit is Psalm 13, ek is nie seker nie. Wat hy ook gesê het. En as jy die hele Psalm 13 lees, dan val dit vir jou redelik in konteks in. Want dit gaan daaroor, hoe lank nog? En dan kan ons Kronieke toe gaan, wat sê, as my volk, oor wie my naam uitgespreek is, hulle tog maar net voor my sal verootmoedig, dan sal ek hulle red. Dis een van 7000 beloftes in die skrif. Dan eers, as ons, as God se volk, oor wie sy bloed en sy naam uitgespreek is, ons knieë gaan kom,
Dan eers gaan hierdie dinge stop. Hierdie kruise wat hier so staan, is 'n samevatting van ons belofte wat tot bloedrivier gemaak is, wat by tyd vervaag het. En dis juist daar, omdat ons nie ons belofte getrou nagekom het nie, soos wat Sarel Silje gesê het, dan sal die Vader ons oorlewer aan ons vyand. Gaan jy dit toelaat op sosiale media? Gaan jy bereid wees om te sê, weet jy wat, ek verootmoedig my voor die Vader. Gaan jy die eerste een wees om die knie te buig en te sê, die gelofte by bloedrivier is my belangrik. Ek wil weer ten volkome my hele lewe, my hele toekoms, my gesin, my huwelik, my alles in die Vader se hand lê. Dis 'n groot kans wat ou vat. Vra vir geloof. Dit vra 'n geloofstap om te sê, Here, ek sit nou hierdie oomblik alles neer en ek draai my oë na U. Want slegs by U is my redding. Psalmis het gesê in die Bedevaartslied, ek slaan my oop op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here alleen, die skepper van hemel en aarde. Daai Vader. En ek dink in baie van hierdie kruise se gebeurtenisse is daar gevra, my God, hoekom het U my verlaat? Maar kom ek gooi dit vir julle terug. Het jy al ooit gedink dat die Vader self vra, my kind, hoekom het jy by my verbygestap? Hoekom het jy my verlaat? Hoekom het jy van jou knieë af opgestaan en nie eers teruggekyk nie? Hoekom het jy opgehou om in geloof voor my te staan? Hoekom het jy opgehou om jou vrou en jou kinders, jou hele gesin, elke aand voor my voete te sit met huisgodsdiens? Weet julle wat, as mense as gesinne, as huise waar die geloof, waar die liefde vir God sterk loop, maar ons staan nie tyd af om ons verhouding met ons Vader te vernuwe nie. Is te besig. Ek wat hier so sit, hier by Witkruismonument, ek kom uit die stad uit, ek is 'n stadsjapie. Iemand het nou die dag vir my gevra, oom, waar boer jy? Sê ek vir hom, nee, ek is 'n stadsjapie. En dit is so besig in die stad, dat ons het daardie net soveel tyd om by die kantoor uit te kom, dat ons nalaat om in die oggend net gou stil te raak. Weet jy wat, al is dit 30 sekondes om te sê, Here, ek weet U is in beheer. Here, ek vra vir U beheer. Ek vra vir U leiding. Ek vra vir U met U Gees om voor my uit te gaan, my pad vir my gelyk te maak. My pad vir my uit te lê en op daai paar sekondes is daar vir jou die geleentheid om te sê, Here, help my dat ek myself sal oorlewer, nie aan hierdie wêreld nie, maar dat ek myself sal vertrou op die leiding en die krag van die Heilige Gees. Ek gaan afsluit, ek wil jou nie te lank besig hou nie. Kyk na hierdie kruise. Hier is seer hierso, hier is emosie hierso. Maar hierdie kruise wat hier ingesit
is vir ons 'n manier om te sê, ons sal nie vergeet van hulle wat ontydig van ons af weggevat is nie. En ons sal nie vergeet om môreoggend op te staan en sê, Here, ek stap hierdie dag saam met U in. Ek sal nie vergeet dat U beheer is van my lewe. Want dit wat hierdie kruise veroorsaak het, dis nie buite beheer nie. Met die gebeur van hierdie kruise is God nog steeds in beheer. Hy sal nooit beheer oorlaat nie, maar wat jy gaan moet doen, is jy moet aanvaar dat God altyd in beheer is. Jy stap nooit dieselfde mens hier so weg nie. Ek gaan die kamera so probeer draai en kyk of ek daai kruise daar teen die berg vir julle kan wys. So. Ekskuus as die kamera bietjie skud. Daar die kruise daar so. Dit is 'n lewende monument vir ons plaasboere. Volgende keer, as jy voor die rak staan waar die tomaties is, sê dankie dat daar 'n plaasboer is wat hierdie tomaties naartoe laat vervoer het. As jy daar by die vleis staan, dankie dat daar 'n beesboer is wat vleis op die rakke sit. Daar waar die kaas en die melk en die botter en daai goeder staan, sê jy dankie. Daar's 'n beesboer, 'n melkboer, wat hierdie goeders nog tot ons beskikking plaas. Wees dankbaar vir hulle wat daar buitekant is. En onthou altyd, moet nooit vergeet, daai mense, wat ons hier herdenk, wat die prys betaal het, omdat hy 'n boer is nie. Geseënde nagrus vir julle.